Vriende, ek het verskillende goed wat ek gedoen het die week. Ergens het 'n teks my net aangegryp en het ek besef, kom ons maak die tema nie opgehou seën nie. Nie opgehou seën nie. Ek weet nie van julle nie, maar wie van julle hou van 'n afskeid neem? Kom hy sê vir iemand. Ek dink jy as iemand regtig af hou nie, behalwe as dit iemand mislik is. Dan sê jy, gaan maar asseblief, jy weet daai effek. Maar ek onthou, dit is, maak nie saak hoe oud jy is, hoe sterk jy is, dis nie lekker om afskeid te neem nie. Ek dink deels ook om 'n mens besef hoe kort die lewe is. Jy weet nie of jy die persoon weer gaan sien dalk in 'n tydjie nie. Daarom sê ons totsiens, wat net beteken tot ons mekaar weer sien, tot weersiens. Ek onthou nog hoe ons gesin in Beaufort West en Wilma se gesin in Port Elizabeth, hoe ons hulle gaan besoek en hoe die mense by die hek staan, sal totsiens sê en almal staan met 'n brawe glimlag, maar daar's trane in die oë en vir daai eerste ruk wat jy wegry, is dit amper so 'n halfe heilige stilte, te teer vir woorde om iets te sê. Want dis verskillende emosies wanneer 'n mens in jou is as jy afskeid neem. En die teksgedeelte wat ons vandag gaan saam lees, gaan ook oor iets van hierdie teerheid van die oomblik, die sagtheid van die oomblik, die hartseer van 'n oomblik, maar is ook iets anders van hoop in die oomblik, van troos in die oomblik, wat ons laat aangaan met blydskap wanneer ons groet. En daarom die tema vandag, nie ophou of opgehou seën nie. Kom ons lees saam met Lukas hoofstuk 24, soos op die skerm ook aangedui. Daarna het hy, dit is nou Jesus, hulle uit die stad, dis die disippels uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Dis nou als voor die uitstorting van die Heilige Gees later. Kom ons gesels net die oomblik van skeiding. En ons moet net verstaan wat 'n tipe oomblik hierdie disippels hier beleef het. Onthou, hulle het vir 3 jaar lank saam met Jesus as hulle leermeester geleef, geëet, geslaap, gekuier, mense gehelp genees, duiwels uitgedryf, gelag, gehuil, maar hulle het ook vir Jesus gekruisig gesien. En beleef hoe hy aan 'n kruis hang en sterf en sy laaste asem uitblaas en die donkerte van Golgotha beleef. En wonder daarna het hulle ook die opstanding beleef van 'n graf wat oop is en Jesus wat uit die dood uit opgestaan en hier is hy weer in hulle midde. Vir 40 dae lank het hy saam met hulle nou weer beweeg. 40 dae van herstel, 40 dae van nuwe hoop kry, 40 dae van weer leer glo en vertrou Jesus gaan ons nie alleen los nie. Maar nou moet hulle weer groet. Hier by die berg van Betanië. En in daai moment is daar 'n soort van 'n spanning in daai oomblik, want jy kan 'n soort van die vrees in hulle oë dalk sien. Jy kan miskien in daardie oomblik wonder, gaan Jesus ons weer verlaat? Gaan hy ons in die steek laat? Hoe gaan ons dit hierdie keer hanteer? En nou dink ek by myself toe ek die teks lees, wat sou ek op daai oomblik gedink het? En dis wat my laat onthou het van die afskeid neem by mense ouers of deesdae jou kinders. Maar 'n tweede gedagte rondom dit is juis die gebaar van seën, want wanneer Jesus nou vertrek na die hemel, dan staan daar, hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En dis nie 'n toevallige gebaar nie, dis die gebaar wat die hoëpriester gebruik het om namens God mense se guns van God te gee, te gun, te seën. Die oorvloed van God oor hulle uit te spreek. Dis 'n gebaar van 'n vader wat sy kinders seën, sy gebaar van God self wat sy hart oor sy mense uitstort. En hier is die wonderlike ding. In die Grieks staan daar nie net hy het hulle geseën nie. Daar staan 'n werkwoord in die teenwoordige tyd terwyl hy hulle seën. Dit het nie opgehou nie. En dis die sleutel van hierdie gebeure wat ons saam lees. Daar is nie 'n vinnige Kobai sê nie. Hy was besig om te seën terwyl hy weggegaan het. Sy hande was nog opgehef, sy woorde van seën is nog op sy lippe. Dis 'n seën wat nog teenwoordig is aan die gebeur voortgaande. In die oorspronklike Grieks het dit nie opgehou as seëning nie. Dit is nog steeds aan die gebeur. Ek wil nie die geleerde terme gebruik van die taal wat die Grieks het nie. Die Grieks het baie woorde rondom die goed. Maar jy moet let daarop, dit het nie opgehou nie. En toe verdwyn hy al seënende.
in die hemel in. En wat gebeur in die hemel? Nou sien ons aan die regterhand van God. Wat doen hy daar? En hierdie term aan die regterhand van God, is nie net 'n mooi metafoor om te verduidelik waar staan hy, wat sy posisie al hy goed te sien. Dit beteken, hy neem sy status in. Sy ereposisie as heer en koning van die koninkryk van die heelal, wat groter is as enige aardse nasionaliteit, of as enige aardse land of landsgrense. So ons moet nie die krag en die waarde van die hemelvaart onderskat nie, want vir die eerste gelowiges was die hemelvaart nie 'n verlating van die aarde nie, dis 'n troonbestuiging, dis om op te klim, soos jy by Olimpiese spele sien, dan klim die persoon op na posisie nommer 1 om die beste te wees, maar hier klim hy op die troon op, hy bestyg die troon. Hy staan aan die regterhand van God, hy neem sy koningskap op, hy is die Here, hy is die koning van die wêreld en die kerk en die koninkryk en die nuwe lewe onder heerskappy van Jesus Christus. Petrus beskryf dit besonder in 1 Petrus 3 vers 22. Hy, dis nou Jesus, is nou aan die regterhand van God nadat hy die engele en magte en kragte aan hom onderwerp het en in die hemel ingegaan het. So hierdie beeld wat gebruik word, is om te sê, hy heers, hy's koning, hy's oorwinnaar oor alle bose magte wat mag bestaan. Jy weet, dis wat vir my nog hoop gee in ons land. Want as ek reg oor die geskiedenis kyk van die moment van hierdie gebeure af, het elke slag nog, het mense wat korrupsie doen, mense wat moord doen, mense wat lande uitmoor, al daai goed het nog aan mekaar omgeswaai een of ander tyd. Hoekom? Omdat God nie die wêreld aan homself oorlaat nie. Ek moet sê, as vir myself, het vat 'n bietjie te lank. Ek dink ons is almal so. Ons wil dit nie so lank hê, voor daar beter herstel is, voor korrupsie ophou en al daai klas van goeters nie. Ja, die bose speel nog, wil hierdie gedeelte vir ons eintlik aandui. Hulle bedreig ons, maar as jy die beeld van sê maar 'n rugbywedstryd kyk, jy loop al klaar 40, 50 punte voor. Hulle gaan jou nooit inhaal voor die eindfluitjie blaas nie, maar hulle karnuffel jou, hulle maak jou seer in die tussentyd. Maar die einde is al klaar reg en in plek, klaar oorwin. Soos die Springbokke nou destyds. So dit moet jy onthou. Ons wag nog op die uitfluitjie. Maar die seën het nie opgehou nie. Stefanus sien die hemel oopgaan. Hoekom moet ek dit as 'n opskrif? Want hoe weet ons alles is waar? Kom ons kyk na een van die getuienisse van die Bybel en dan moet jy onthou, die een wat Handelinge skryf is Lukas, die ou wat Lukas ook geskryf het. Maar Lukas is 'n mediese dokter. Met ander woorde, hy is gewoond om klinies na 'n situasie te kyk. Hy is daar om 'n ding op te som en in posisie te sit en te sê, dis hoe dit is. So hy speel nie met emosies nie, hy speel nie met gevoelens nie, hy werk met die realiteite. En wat lees ons sê hy? Nou skryf hy spesifiek hierdie woorde in Handelinge 7. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen, die seun van die mens wat in die regterhand van God staan. En toe het hulle hart, die mense wat hom nou wil doodgooi met klippe, al goed, die mense wat hom wil vervolg omdat hy vir Jesus volg, toe het hulle hard geskreeu, hulle ore toegedruk. Soos een man het hulle op hom afgestorm, om uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus, wat ons later sou leer ken as Paulus, wat soveel briewe in die Bybel geskryf het. Terwyl hulle vir Stefanus stenig het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees, en toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Met hierdie woorde het hy gesterf het. Hoekom koppel ek dit aan die hemelvaart van Jesus? Die seënende hemelvaart. Want sover ons weet, is Stefanus die eerste persoon wat gesterf het vir sy geloof in Jesus Christus. En as jy besig is om te sterf, dan praat jy gewoonlik daarom die waarheid, want jy weet dis nou die einde. So Stefanus se woord is vir ons opgeteken om te sê, hy het gesien, hy het beleef, die hemel is oop, Jesus staan aan die regterhand van God, Jesus regeer.
Hy het dit gesien, terwyl hy sterf. Dis vir Lukas die dokter so belangrik, dat hy dit neerskryf, sodat dit so belangrik kan wees vir ons om te onthou, dit is waar, dis gesien. Want Stefanus kyk nie na die dood nie. Stefanus sien vir Jesus. Wat is die krag van hierdie visie? Dink aan hierdie toneel. Ek het nou reg vuur gemaak in die kaggel en daar val, ek het kaalvoet gestaan, en ek hou nie van kaalvoet loopie, so ek weet nie hoekom ek kaalvoet gestaan op daai oomblik nie. Ek was weer vies vir myself af na. Maar wat gebeur het, is een van die stompies wat ek nou in die vuur wil insit, toe val daai hout op my voet. Wie van julle het dit ook al oorgekom? 'n Klip of wat ook al op jou voet? Like jy dit? Nee, behalwe as jy 'n sadist is. Nee, ekskuus, 'n masochis. Jy sadist gooi die ander in se voet. Dis sê jy masochis is. En ek sit net en dink, terwyl ek hierdie toneel lees en voorberei vir die preek, dink ek myself, weet jy, die pyn moes ondraaglik gewees het. As jy dink, hierdie ouens gooi jou dood met klippe, hè, met klippe. So dis bloed, dis seer, dis raas, want die skare wil jou dood hê. Maar Stefanus kyk nie na die klippe nie. Hy kyk nie na sy moordenaars nie. Ekskuus, ek bedoel die mense rondom hom. Hy kyk nie na sy moordenaars nie. Hy kyk en hy sien die hemel oop en Jesus aan die regterhand van God staan. Jesus staan, ek kry die gevoel asof hy opstaan om sy diensknegt te verwelkom. Asof hy gereed is om Stefanus se gees te ontvang. En daarom kan hy in daardie oomblikke vir die Here sê, Here, ontvang my gees. En weet jy, Stefanus se gees gaan nie oor na een of ander duisterheid nie, maar omdat hy in Jesus glo, gaan sy gees oor in die lewende, opgestane, regerende Here en Jesus Christus. Net soos Jesus uit die aardse dimensie oorgegaan het na die hemelse, gaan Stefanus oor na die dimensie van die hemelse, en waar is die hemelse? Waar God en Jesus is. Dit bring my die punt van die seun wat nie ophou nie, en dis die vraag, nee, die seun van God hou nie op nie, God bly nog steeds seun. Inteendeel, hy seën nie nou net meer as 'n man van Nasaret wat hier op aarde geloop het nie. Hy seën as die koning van die heelal, wat oor alles regeer, wat werklik die lewe in oorvloed vir mense beleef, wat werklik dit vir mense beloof, en mag en heerskappy bring in selfs die mees doodgeloopte situasie, want hy bring gawes wat help, hy bring seëninge wat tel, hy bring lewe in die aangesig van dood, en Stefanus kon net ietsie daarvan sien, en daarom het hy homself gegee vir Jesus, en in daardie kar het al die disippels wat daarna gemartel is, en al die volgelinge van Jesus wat oor die eeue heen gemartel is, aan mekaar hulle self vir Jesus gegee. Hoekom? Want Jesus seën en ontvang jou. Hebreërs 7 sê, dit so mooi in vers 25, daarom kon hy, dis Jesus, ook volkome red, die wat deur hom na God gaan, omdat hy altyd lewe om vir hulle in te tree. Jesus leef. Hy tree in vir my en jou. Maak nie saak wat 'n ouderdom ons sterf nie, hy tree in vir ons as ons in hom glo. Hy seën nog steeds. So wat is die uitdaging vir vandag? Hoekom voel dit soms asof die seën opgehou het? Wanneer jy langs die bed van 'n sterwende geliefde sit, wanneer die mediese verslag jou lewe in duie laat stort, wanneer die rekeninge opstapel en inkomste begin opdroog, wanneer die depressie so swaar op jou bors druk, jy skaars kan asemhaal, wanneer die eensaamheid soos koue mistigheid rondom jou toemaak, waar is die seën dan? Ek dink die antwoord lê in die fokus. Want Stefanus kon daai dag na twee goed gekyk het. Die een is, hy kon gekyk het na die klippe, na die moordenaars, die pyn, die geweld, die dood wat kom.
Maar hy kies om 'n tweede fokus te hê, die eintlike fokus. En dis Jesus wat staan aan die regterhand van God, gereed om hom te ontvang. En dis hierdie selfde fokus wat mense deurgangs het, al sterf hulle van watter aard ook al sterf hulle aan die hand van mense wat hulle vermoor omdat hulle vir Jesus Christus glo. Dis die fokus. Dis wanneer jy die pyn kan hanteer. Is om jou fokus te skuif na Jesus en te kyk na die hemel en te weet, Jesus leef. Daarom kon hy hulle vergewe op sy sterfbed. Want ons fokus bepaal altyd ons ervaring. En ja, hierdie goed is nie maklik om deur te gaan nie, maar wanneer jy fokus op dit, sien jy ergens God se genade ook, al is dit in 'n klein moment van wonderwerkie wat jy beleef in daardie oomblik, sien en beleef jy dit. En dan kom God vir jou deur op daardie manier. Want ons glo dat Jesus se seënende hande nog steeds oor ons lewe opgehef is, verander ons perspektief. En daarom leer ons om met blydskap terug te gaan soos die disippels. Hulle het met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer. En hulle het nie teruggegaan na 'n plek wat nou skielik die paradys was nie. Hulle is terug in die spanning in. Hulle is terug in die gevaar in. Hulle is terug in die onsekerheid in. Maar hulle het anders teruggegaan, want hulle fokus is anders. Hulle het gegaan met die wete, Jesus seën steeds. Hy regeer, hy het oorwin en oorwin steeds. Daarom kon hulle altyd deur in die tempel om loof en prys. Nie omdat hulle omstandighede verander het nie, maar omdat hulle perspektief verander het. God seën my ook in hierdie situasie. Dis wat jy vir jouself sê as jou situasie nou so vrot is dat jy nie weet hoe gaan jy dit maak nie. Gebruik net die woorde, Jesus seën my. Jesus seën my, ook in hierdie situasie. Want hy het nie opgehou nie. Daar's 'n storie wat gevra is, laaste gedagte, vir 'n rabbi, wanneer begin die dag? Wanneer is 'n dagbreek? Is dit wanneer jy 'n boom van 'n mens kan onderskei en sien as nou 'n boom en hierdie is 'n mens? Of is dit wanneer jy 'n hond van 'n skaap kan onderskei? Toe antwoord die rabbi, nee, die dag begin wanneer jy die gesig van enige mens kan kyk en 'n broer en 'n suster daarin raak sien. Dis wanneer die dag breek. Ek wil dit verander. Jou dag begin wanneer jy in enige situasie kan kyk, hoe donker ook al, en Jesus se seënende hande daaroor kan sien. Want wanneer Stefanus die hemel oop sien en vir Jesus raak sien aan die regterhand van God, dan breek die seën deur. Daardie kind wat siek is, Jesus seën. Daardie huwelik wat sukkel, Jesus seën. Daardie finansies wat krimp, Jesus seën. Daardie hart wat gebreek is, Jesus seën. Hy het nog nie opgehou nie. Mag jy vandag en elke dag wat kom, die geloof hou om te sien, ek sien dit dalk nie soos ek wil nie, maar ek glo, Jesus seën steeds, hy regeer, hy het oorwin. En mag jy daarom in jou situasie iets van hierdie hemelse blydskap ervaar. Hy het nie opgehou, seën nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan bid soos daardie pa, wat u vir hom vra of hy glo dat u sy kind kan genees, dan sê die pa mos, ek glo Here, maar kom asseblief my ongeloof te help. Want ook ons sukkel party daar om te glo, ook ons sukkel om hoop te kry, ook ons wonder, waar gaan die volgende, wat ook al vandaan kom. En dan bid ons Here, dat u asseblief ons sal help om te weet, u is aan die seën, u is nog steeds as seun van God aan die seën, maar u is koning, en daarom seën u in oorvloed. Help ons asseblief daarmee, om dit te bly glo, en u te bly vertrou. In u naam vra ons dit. Amen.